Dit is 'n voorreg vanoggend om in die huis van die Here te kan wees. Jy weet ons elkeen het ons eie daglikse roetines wat ons volg. Ons elkeen dink vanoggend dit wat ek doen is reg en dit wat ek doen is my wil is reg. Wat die ander doen is nie so reg nie, weet? Ons is maklik. Ek leer my seun deesdae om kar te ry. Nou, net so vinnig iets. Nou my vrou het daai tyd vir my gesê, ek moenie my kinders leer kar ry nie, want ek het nie geduld nie. Né? So woorde. En hy klim in die kar en hy trek die een oomblik mooi reg weg. Volgende, dan weet ons nie wat kom en wat gaan. Nou doen hy volgende keer doen hy het reg en weet wat gebeur gister. Hy bring sy kar van die agteraf vorentoe, agtertoe, reverse om in, draai hom in die geen fout. Ek kan iemand leer so ver ek kan uit die beste van my vermoë. Maar die dag wanneer jy fisies in daai omstandighede kom en jy dit self moet doen, leer jy die beste. OK. So praktiese ondervinding is my meer werd as 'n klomp geleerdheid. Ek kan al die geleerdheid van die wêreld hê. Maar as ek dit nie praktiseer nie, beteken dit vir my niks. Toe ek en my vrou hier ingaan, in die huis ingaan, sê sy, joh, maar hy leer daarom maar vinnig. Ek wens baie keer in my binneste, ons as mens kan so vinnig leer in die woord van die Here om dit te praktiseer en dit 'n werklikheid te maak in my lewe. Die skrif sê julle het die Heilige Gees en het niemand nodig om julle te leer nie. As ek dan die Heilige Gees het en ek het niemand nodig om my te leer nie, hoekom leef ek in die genot van hierdie wêreld? Hoekom doen ek dit? Want die Heilige Gees my leer om nie te doen nie. Hoekom hou ek aan om dit te doen? Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê julle leer altyd en kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. Ek wil sien as my seun 25 is en hy het nooit geleer toe hy 16 is. Amper 17. Nog 'n bietjie tyd, maar amper 17. Nooit geleer om reg weg te trek nie. En hy by elke roubord stop en ons gaan vorentoe. Wat sou die mens van hom dink? Kan daardie jong man nie leer om weg te trek nie? Maar ons sit in die kerke wêreld vir jare lank en ons leer nooit om God se wet te gehoorsaam nie. Julle leer altyd deur en kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. Weet jy wat, hoekom nie? Want my hart is nie daarby in om God te dien in gees en in waarheid. Verstaan reg wat ek sê vandag. Vandag sê ek vir julle weer 'n keer opnuut. Ek predik eerder eers vir myself en dan vir u. Ek wil u nie aan die kerk voorstel nie. Ek wil u nie aan Henry Warren voorstel nie. Ek wil u nie aan my bediening voorstel nie. Maar ek wil hê, jy moet Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, gehoorsaam wees en doen wat hy vir jou sê. My pa sê opreg, dit is net hy wat jou sonde kan vergewe. Vanoggend 'n baie bekende skrif vir die lees in die woord van die Here, so tyd terug. Bel iemand my. 2 jaar terug. Nou gaan jy sommer weet waarvan ek praat. Oom, sal jy ons trou op daardie dag? Daar's 'n datum aangegee.
En in die tyd, hulle vra my vrou, gaan jy vir ons die koek bak? En al hierdie dinge, hulle dit net mooi, ja. En weet jy wat, daar is 'n opgewondenheid. Want as ek hoor, kom my vrou en sê, proei, lyk dit reg? Oor en weer gesprek, om seker te maak dat daardie dag 'n sukses moet wees. En dan hoor jy, daar's bietjie teekanting, en dan sien jy, daar's bietjie die, en bietjie daai, maar die opgewondenheid is daar, want weet jy wat, ons gaan in die huwelik tree, ons gaan een word in die verhouding. En die dag het aangebreek, en jy weet wat, die dag is verby. Nou begin die lewe. Nou begin dit waarvoor hulle vir so lang tyd beplan het, met opgewondenheid. Hoe opgewonde is ek en nie? Jesus Christus te ontmoet. Hoe opgewonde is ek en nie vir die dag wat hy gaan kom om die wat syne is te kom haal? Is ek so opgewonde dat ek alles in my vermoë sal doen om Christus te behaag, om alles in plek te kry, dat hy met my tevrede sal wees? Ekskuus, ek lê die pen op tafel voor ek moet stuk kan trap. Hoe vreeslik moet dit wees as alles mooi beplan is vir die troue. Die regte klere is uitgesit. Vrou het die mooiste rokkie aan, sy lyk te pragtig. En nu op die troudag kom sy daar aan met geskeurde rok. Die hare staan so. Wanneer waar en ek is hier? Hoe gaan daai bruid voel? Of die bruidegom? Ek dink die bruidegom is die bruidegom is die man. Hier kom sy by die straat, die gangkie afgeloop. Sy is veronderstel om die mooiste vrou in daardie hele gebou te wees. En sy lyk asof sy deur die oorlog kom, daar aangestap. Hoe gaan daardie bruidegom voel? Ons lees in die skrif, Matteus 25, vanaf vers 1, wil ek so 'n paar verse vir u lees. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemel wees, soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het, en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. Onthou, 10 maagde, wat uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. Die bruidegom hier, Jesus Christus, wat sê ek gegaan vir die plek voor te berei. Wanneer ek klaar is, kom ek terug om julle te kom haal. Daar is nie 'n datum aangeheg nie. Daar is nie 'n spesifieke tyd gegee nie. Maar ek en u moet gereed wees vir die dag wanneer Jesus gaan terugkom. Hy sê 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. Verstandige maagde. Ons kan vandag baie getalle daarby sit, want ons sit die kerke vol. En ons almal dink, ek is op my pad hemel toe. Soos my pa sê, sing en springend, altyd dringend, ek is op my pad hemel toe. Almal dink so. Maar hy het ook die skrif aangehaal. Maar Petrus vir Jesus vra, is die wat gered word, baie. En Jesus sê vir hom, stry hard om in te gaan. Want baie sal probeer, maar nie in staat wees nie. Die 5 verstandige
maagde. Wil ek vandag vir u sê, dis die man en vrou wat alles in hulle vermoë doen om Godsvrese te lewe. Wat alles in hulle vermoë doen om die wet van God uit te leef. Wat alles in hulle vermoë doen om nie te sondig nie. Wat alles in hulle vermoë doen om seker te maak wat ek vandag doen is aanvaarbaar by Christus Jesus. Dis verstandige maagde. Ek wil sê dis die verstandige liggaam van Christus. Dis die ware uitverkorenes van God. In vandag se dag. Dit maak nie saak in wat se kerk jy sit nie. Ek het baie maal gesê, ek gaan dit vandag weer sê. Jou kerk is die oorsaak dat jy hel toe gaan. Want jy sit daar en jou hart is verdeel teenoor jou medebroeders en susters. Jy sit daar met jou eie gedagtegang. Jy is soos die 5 onverstandige maagde. Hoe sê die skrif nie, is jy dwaase maagde. 5 dwaas. Weet jy wat's dwaas? Iemand wat in sy eie gees slim is, maar hy is eintlik dom. Ja, ek het al met mense gewerk. Hulle sal stry en stry en stry, al weet hulle is verkeerd. Daar's niemand so erg as 'n leienaar wat vir homself kan lieg nie. Weet wat? Dan glo hy hom nog self op. Dis die ergste wat jy kry in die lewe. Ek is op my pad hemel toe, maar ek sit met sonde en ongeregtigheid in my lewe, want ek weet God sê, ek gaan die koninkryk van God nie beerwe nie. Die 5 dwaase maagde is die wat baie verskonings het, hoekom dit onmoontlik is om God te dien in gees en in waarheid. Hoekom dit onmoontlik is om die skrif te vervul wat sê, wees heilig, want ek is heilig. Hoekom dit nie sin maak om in 2026 te lewe soos 1810, wat die woord van die Here nog waardig gedra het nie. Nee, dit pas nie by Henry Warren nie, ek kan dit nie doen nie. Ek wil nie vanoggend bietjie skok. As ek my daagliks nie voor God bekeer nie, het ek 'n probleem. Daagliks. Nee, Here, waarvoor moet ek my bekeer? Ek het dit dan nog gedoen 1996, die 5de maand en 3de dag. Kom moet ek dit daagliks doen? Weet jy wat? Die wyse maagde het daagliks ondersoek gemaak. Seker gemaak ek pas in by hoe die bruid moet lyk. Hy sê, vers 3, toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Olie in 'n skriftuurlike wyse praat van die Heilige Gees. Né? Praat reg. Ek lewe soos ek wil. Ek gee nie gehoorsaamheid aan die Heilige Gees nie. Ek het so tyd terug na iemand geluister en hy sê, as jy, ek het dit aangehaal hier so in die kerk, as jy wonder wanneer laas het die Here, jy regtig die Heilige Gees se stem gehoor. En jy kan dit nie uitpunt nie, gaan dink aan die laaste keer wat jy dit gehoor het. En begin gehoorsaam maak. Want God sal jou nie 'n opdrag gee op 'n opdrag nie. Hy gee jou die eerste een en as jy nie gehoorsaam is nie, kom daar nie 'n tweede een nie. Bekeer jou! Nee, Here, dis nie vir my nie, dit is vir, dis vir Lakkie. Dit moet Lakkie wees. Bekeer jou, nee! Dan sê Lakkie daar, sê nee, is nie vir my nie, dis vir Sonja. En Sonja sê nee, is nie vir my nie, dis vir daai dame, en daai dame sê nee, dis vir die ou oom. Hy is die oudste, hy gaan eers die hemel toe, so hy moet eers bekeer.
Ons is mos maklik, dis nie vir my nie. As ek nie gehoorsaam in die Heilige Gees se stem, wat sê ek my bekeer nie, want ek is self regverdigend. En dit is een van die goed wat die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hy sê, maar die verstandiges het in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Excuse. Die Heilige Gees bly hier. Dis my eerste mikpunt in die lewe, is om gehoorsaam te raak aan dit wat Christus Jesus vir my sê. Maar terwyl die bruidegom talm om te kom, luister mooi, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Ware kinders van die Here raak ook moeg. Ware kinders van God wat deur die Heilige Gees gelei word, voel ook, Here, ek weet nie hoe om hier deur te kom nie, want die stryd is vir my te hard. Maar ek doen alles in my vermoë om gereed te wees. Dat ek alles in plek hou vir Christus. Die skrif sê julle nog het ten bloede toe weerstand gebied teen die liste van die duiwel, nie my woorde. Nee, dit is te lekker om nie die vlees te stig. As ek nie tevrede is nie, as ek nie gelukkig is nie, dan gee almal om my nie 'n saak met hulle nie. Maar die verstandige maagde, die Heilige Gees ewen by hulle, toe bruidegom talm om te kom, het die Heilige Gees wat vir my sê, ou moed, skep moed. Daar's 'n lig aan die einde van die tonnel. En nee, dis nie die trein nie. Dis uitkomste wat Christus vir jou gaan gee. En in middag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was sê vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, wat ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê vir hulle, en sê vir, ek vra om verskoning, maar die verstandiges antwoord en sê, miskien is daar nie genoeg, sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die koper en koop vir julle. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe. En die deur is gesluit. Ons oomblikkie hier stil staan. Die wat gereed was. Nie al die magte was gereed nie. Magte is 'n rein. Nie almal van hulle was gereed nie. Het jy al jouself afgevra in opregtheid, Here, wat is daar in my lewe wat skeiding maak tussen my en U? Ek lees iets wonderliks in die woord van die Here. Ons is maklik om te sê ons lewe in die Nuwe Testament. Jesus het vir my sondes aan die kruis van Golgotha gesterwe. Dis die nuwe ding wat vandag hier aangaan. En omdat hy vir my sondes aan die kruis gesterf het, het hy al reeds die prys betaal. Ek het nie nodig om die lewe te lewe wat by die bekering pas nie. Hy het al reeds vir my die prys betaal. My sondes is al reeds vergewe. Iemand sê nou die dag vir my, kan ek nie presiese woorde onthou nie. I'm a born free. Ek is vry. Vry. Maar ek lewe soos ek wil. Weet jy wat sê die skrif?
Die Ou Testament, die wette is daar om 'n sondaar tot bekering te bring. En wanneer ek tot bekering gekom het, kry ek die Heilige Gees wat my leer en lei in alle waarheid. En omdat ek die wette gevat het en ek het dit 'n werklikheid in my lewe gemaak in opregtheid met God, kan ek die Heilige Gees gehoorsaam, want dit getuig van Christus Jesus en wat hy van my verwag. Nee, mense baie slim praatjies. Weet jy, daar's baie wette in die Ou Testament. Dan sal hulle vir my sê, as ek sê, ek kan nie wet gehoorsaam, sê, gaan jy vir 2 kombuise maak? Gaan jy nou vir 2 kombuise maak, die een mag net vleis kry en die ander mag net suiwerprodukte, hoe is hulle? Ja. Want jy moet nou luister, hoe dink jy vir jouself? Die duiwel gee vir jou enige verskoning om nie die wet van God te gehoorsaam nie. Jy is selfregverdigend in jou eie oë, jy gaan die loon kry, wat sal jy sê, die deur is gesluit, jy bly buite. Maak vir my oop, ek wil ingaan. Ek het in die kerk geprofeteer. Ek het gekoor dans onder die geklank van die Heilige Gees. Ek het siekes die hand opgelê, hulle het gesond geword. In die naam het ek duiwels uitgedrywe. Gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Want jy wil mos nie luister na die opdrag van God nie. Weet jy wat? Hou maar aan slim wees soos jy wil. Hou aan om jouself te regverdig. Hou aan om God se woord ongehoorsaam te wees. In Korintiërs 6 vers 9 sê volgende. 9 en 10. Luister mooi, dit is nou, vat hierdie goed vandag bietjie geestelik op, vergeet fisiese goed. Nee? En dit beteken in my verhouding met Jesus Christus. Of weet jy nie, dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou wat is nou 'n onregverdige? Jesus Christus wat vir Petrus sê, stry hard om in te gaan, want baie gaan probeer, maar nie in staat wees nie. Nou Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterwe, nee, nou gaan almal sommer hemel toe. Is dit nie onregverdig nie? In Maria se tyd, toe God die Vader iemand soek deur wie Jesus Christus aarde toe moet kom. Maria, een uit 'n klomp uit verkies. Wat sy het guns in God se oë gevind. Hoe kry sy guns in God se oë? Sy was vlek in die vrees van die Here gewand. Sy was regverdig. Sy het gedoen wat God vir haar gesê het. Hoe kry ek dit reg om net te lewe soos ek wil? Is ek nie dan 'n onregverdige nie? Dink ek en u dat 'n heilige God onregverdig gaan wees? Toe Christus Jesus op aarde was, en hy aan die kruis hang, vir my en jou sondes, wat ek in elk geval eers 'n werklikheid maak as ek my in opregtheid voor God bekeer. Want Lucifer weet hoe om te manipuleer, né? Hy is die vader van manipulasie. Ek bekeer my in die traantjies loop, ag foei tog.
Manipulasie kan ook trane laat loop. Maar die man en vrou wat hulle in opregtheid voor God bekeer, se trane loop in opregtheid. En daar kom 'n verandering in hulle lewe van daardie dag af aan vorentoe, want hulle is opreg. Hier hang Jesus Christus aan die kruis, vir my en jou. Aan die een kant 'n sondaar. En die ander kant nog 'n sondaar. En hierdie een sê, as u dan die Christus is, verlos ons en u, verlos u en ons. Weet jy wat? Ek en u wat met God se genade speel, is soos hy. Here, toon u self aan my, dan sal ek u in gees en in waarheid dien. Maar hy, die skrifgeleerdes het ook gesê, toon ons die Vader, dat ons hom ook kan aanbid. Vir Jesus Christus. Die slim mense, maar nooit tot die kennis van die waarheid gekom. Die arme man hierdie kant lê aan. Hy bestraf die sondaar. Hy sê, weet jy dat ons ek en jy sondig gedoen het, maar hierdie man het geen ongeregtigheid nie. Hy sê, dink aan my. Hy het nie gevra, vergewe my nie, hy sê, dink aan my. Wanneer ek in die koninkryk van God kom, wanneer u daar kom, en Jesus sê vir hom, vandag, ek kan nou nie presies die woorde nie, saam in die paradys wees, maar as ek kom maar iewers, wil net die woorde draai nie. Het ek al in opregtheid uitgeroep, en besef, Here, ek is verlore sonder u. Ek gaan weer lees. Of weet jy nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Luister mooi. Geen oorreder of afgoddienaars of egbrekers of welliste of sodomiete of diewe of gieraars of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Vandag sê ek mag steel as ek honger is. Die Bybel sê, geen een van hulle sal die koninkryk van God beerwe nie. Finish en klaar. Lewe jy in hoerery? Dan het jy nodig om jou voor God te bekeer. Jy dief, jy leenaar. Jy het nodig om voor God te bekeer. Want jy sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy val in onder die dwaase 5 maagde. Gelukkig sê die skrif verder, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Daar's een manier en een manier alleenlik is om deur die deur Jesus Christus te gaan. En as ek daar deur gegaan het, sal ek sy wette gehoorsaam. Baie bekende skrif wat ek weer vir u wil lees. Ons ken die werke van die vlees. Dis net vreeslik jammer dat ons almal daar binne in bly lewe. En ek weet, ek vra om verskoning. En ek weet, dit veroorsaak dat ek nie die hemel gaan maak nie. Hy sê die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle gesê het. Soos ek al voorheen gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk nie sal beerwe nie. Here, maar ek hoereer nie.
Ek is dan, ek het nie gedien, ek dien nie in gees en waarheid, maar ek is net afgunstig. Laat 'n broer net 'n nuwe kar koop. Volgende Sondag sien jy al die broers wil 'n nuwe kar koop. Want ek is so afgunstig teenoor daai broer, hy mag nie vooruit gaan nie. Laat een suster nou net met 'n klein babietjie daar aankom wat haar klein dogtersin is. Dan hoor jy voor gekwen so my kinders wil op net bietjie, my ou mamma. Ag, ek is nou al so lank wag en ek word nie eens 'n ouma nie. Ag, foei tog, jy is afgunstig. Brassery. Dis mos ek horeer nie. Ek gaan nou net al die groot sondes gegooi uit. Maar ek kan nie ophou eet. As iets vir my lekker is, maar my maag sê ek is versadig, ek het genoeg gehad. Tweedrag. Die een sê so, dit gebeur mos in die huwelik. Ek wil dit so hê, nee, ek wil dit so hê, nee, ek wil dit so hê, nee, so. Nee, kom ons kry maar 'n middelpunt. Dat almal tevrede is. Die een wat liefde het, sê doen dit soos jy wil. Want ek wil jou gelukkig maak. Towery. Weet jy hoeveel mense is met towery besig? Dis nou nie ek. Kan jy hier, kan jy daar sien, papa, nou is jy daar, nie? Nee. Bybel sê rebellion is the sin of witchcraft. Om te rebelleer teen God se woord is die sonde van waarsêry. Dit kom onder towery in. Is jy regtig 'n wyse maagd of 'n dwaase maagd? Verstandig om te sê ek doen alles in my vermoë om God gehoorsaam te wees. Ek doen alles in my vermoë om die naam van die Here Jesus Christus te heilig in my hele lewenswandel. Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Merk net gou hier op. Hoeveel laste sit die duiwel op jou? Daar is die werke van die vlees is in die eerstens is die oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towerny, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, nywigheid, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Dit gee vir my 18 'n sware las wat op die kind van God gelei is. Maar kyk wat gee Jesus Christus vir jou. Daai is 'n las. Hy gee vir jou vrede. Hy gee vir jou liefde, hy gee vir jou blydskap, hy gee vir jou lankmoedigheid. Dis nie 'n las nie. Dis 'n vrug, dis iets wat in voorkom uit jou binneste uit en jy sal daardeur lewe. Sit vandag jou hand in jou eie boesem. Hy sê, as ons terug in Matteus. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, waarvoor ek sê vir julle, voorwaar ek sê vir julle, ek kan nie. Ek ken julle nie, ek ken julle nie. Dan sê hy, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens gaan kom nie. In die skrif lees ek nie eenmaal dat hy praat van die sondaar nie. Ek het nou vir hierdie sondaar so goed aangaan. Hy praat van die maagde,
Die liggaam van Christus, die uitverkorenes. Of die geroepenes, kom ons sê so. Maar die skrif sê baie is geroep. Maar min is uitverkies. Weet jy wat maak die verskil tussen die geroepenes en die uitverkiesers? Die geroepene weet, ek het 'n God om gehoorsaam te wees. Die geroepene weet, hy is my alfa, hy is my omega, hy is my begin en hy is my einde. En ek leef in die tydperk wat hy my gun, om in die vrees van die Here te wandel, en dan kom die God uit, en hy sê, jy het alles in jou vermoë gedoen, om my te gehoorsaam, jy is uitverkorene. Die God wat ek aanbid is nie, nou vlug die woord van my af, onregverdig nie. Skrif sê duidelik, die genade van God het aan alle mense verskyn. Dit beteken die sondaar en die amper kind van die Here en die ware kind van God. Skrif is duidelik oor wie die koninkryk van God nie sal werk. Ek het vir u net 2 stukkies uitgehaal. Dis baie. Hoe opreg is jy met die Here? Hoekom begin ons nie net doen dit wat die skrif my toestemming gee om te doen? Maar ons het baie slim praatjies hoe ek daar verby kan kom. Hoekom begin ek nie toepas dit wat die woord van God vir my sê? Wat by die 5 maagde staan wat verstandig was. Ek leef in die vrees van God. Ek doen alles van my vermoë. Ek stry teen bloede toe om nie sonde en ongeregtigheid in my lewe toe te laat nie. Ek stry en ek as mens word minder sodat Christus meer kan word in my, want in my sondige lewe het hy my gesien spartel in my bloed en hy sê kom, jy sal lewe. Hy het 'n verandering in my lewe gedoen. Ek het nodig om my lewe vir hom te gee. Maar nee, toe sy genade aan my verskyn het ek het iewers in die kerk aangeleer. Genade het die prys betaal. Want as ek nou in genade is, ag God sal my genadig wees. Weet jy wat? Die enigste genade kans wat my en u te beurt val vandag, terwyl ons lewe, is om my te bekeer voor God. En daarom sê Paulus, ek bekeer myself daagliks. Ek maak daagliks gebruik van die genade van die Here om te weet, ek bekeer my in gees en in waarheid en daar is niks wat skeiding maak tussen my en God nie. Maar nee, ek het in wat het ek net nou gesê, 96 die derde maand en die tweede dag tot bekering gekom en ag, dit is genoeg vir my, die Here het vir my sondes aan die kruis gesterwe, ek gaan vir ewig lewe. Ja, jy gaan vir ewig lewe in die hel. Want daar is so waar as wat ek hier staan vandag, 'n hel wat daar voorberei is vir die wat God nie gehoorsaam nie. Maar ek wil u ook 'n bietjie bemoedig vir die man en vrou wat God dien in gees en waarheid. Sê die skrif dit wat by jou gedagtes nog nooit kon opkom nie. Gaan heen om vir julle plek voor te berei. Waar daar nie meer seer sal wees. Geen hartseer sal daar wees nie. Geen moeitevolle arbeid sal daar wees nie. Nee, ek gaan vir julle plek voor te berei wat plesier vir jou sal wees. As ek dit my so kan uitspreek. Wat vir jou 'n genot sal wees om daar te wees. Om te weet jy's by Jesus Christus. Jy het dit gemaak. Maar ongelukkig sê die skrif, geen sonde en ongeregtigheid sal die koninkryk van God beerwe nie.
Ons is maklik om te praat oor wat dit is om die Here te dien. Het jy geweet daar is gruwels in die Bybel opgeskryf? Wat die kinders van die sogenaamde God, luister mooi wat ek sê, loop en doen, maar ons sê ons is kindertjies van God. As 'n ding in die Ou Testament vir God 'n gruwel was, het hy nie nou deur Jesus Christus gekom en die gruwels verander en jy mag dit maar doen nie. Dit was 'n gruwel in die Ou Testament. En dit gaan 'n gruwel wees tot die dag wat ons voor God staan en hy ons gaan oordeel oor wat ons gedoen het en wat ons nie gedoen het. Want my Bybel leer my, God is gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde. Hy verander nooit nie. Dit beteken sy opdrag bly dieselfde, van Genesis af tot in Openbaring bly dieselfde. Wil ek vanoggend vir u vra, terwyl die uurglas besig is om uit te loop. Ek weet nie van u nie, maar die Bybel het ek iewers raak gelees. Sê in die laaste dae gaan die son 7 maal warmer wees. Gaan loop bietjie buite in die son, dat die son net deur die wolkies skyn, voel hoe brand hy. Ek sê vir my vrou, het voel of die son teen 'n mens brand. Is ons nie besig om in die laaste dae te beweeg nie, maar nog steeds speel ons met die genade van God, terwyl ons veronderstel is om ons te verootmoedig voor God, ons moet sy naam aanroep, tydig en ontydig, dat hy die een is wat ons leer, dat hy die een is wat ons lei, dat ons hom kan gehoorsaam wees, sodat ons kan die koninkryk van God beerwe. Vra jouself vandag die vraag, of soos ek myself die vraag afvra. Dit wat ek my mee besig hou, behaag dit God? Is dit om sy naam te verheerlik? Of is ek besig om met die vlees te bly stig? Tydig en ontydig. Hoe lank nog sien jy kans om aan te gaan met jou lewe? Weet jy wat? Die sondaar loop ook rond. En hy dink die dag as hy sy asem uitblaas, gaan hy hemel toe. Maar diep in sy binneste weet hy is verloor. Kyk vandag verby al jou praatjies en vra jouself die vraag: is ek werklik gered deur sy genade? Is ek werklik 'n bloedgewaste kind van God? Leef ek uit die lewe wat by die bekering pas? Dit kwalifiseer my of ek 'n bloedgewaste kind van God is. En as ek dit nie doen nie, terwyl jy nog hierdie boodskap hoor, het jy 'n kans en 'n geleentheid om te sê, Here, vergewe my. Hy sal jou vergewe. Mits jy gelaster het teen die Heilige Gees. Want toe hy daar aan die kruis gehang het, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het hulle vir Vader gesê, Vader, gevra, vergewe hulle, nadat hulle vir hom skree, kruisig hom. Hoeveel te meer sal hy u en my nie vergewe, as ons in ons eie opregtheid uitroep en vra, Vader, vergewe my. Ek het met die genade van u gespeel. Die skrif het nie gepraat van die sondags, hy praat van die kerkgangers. Die sogenaamde Christendom. Baie van hulle is werklik kinders van God. Ek kry met baie
mense te doen in die lewe. In allerlei verskillende kerke. Jy weet wat? By al die kerke kry ek iemand wat ek kan sê, daar's 'n ware kind van God. Daar's geen kerk wat God voorrang gee nie. Maar weet jy wie gee hy voorrang? Die man en vrou wat hom in gees en in waarheid aanbid. Die man en vrou wat in opregtheid uitroep, wanneer ek gefaal het, Here vergewe my. Leer my om dit nie weer te doen. Die man en vrou wat in die oggend opstaan en luister na die opdrag wat die Here vir hom sê, gaan heen en gaan maak disippels. Hoe maak ek disippels in my alledaagse werk? Jy weet, ek het saam met 'n persoon gewerk. Wonderlike mens. Sy moenie doen wat ek doen nie, want hy ken die pad. Maar by die werk kan ek nie optree soos by die kerk nie. By die werk kan ek nie optree soos by die, want die mense moet leer, hulle moet luister. Dan kan ek maar vloek en skree, want dit gee ons krag aan my woorde. Nee, dit gee nie. Weet jy wat gee krag aan jou woorde? Die gesag van 'n lewende God, as hy deur my opereer. In die ou tyd se bediening, as die mense mense is dieselfde. Sit en chat voor die kerkdiens. Maar jy weet wat, as die pastoor of die predikant of wie ook al in beheer was van die kerk, agter by die deur instap, was daar 'n doodse stilte in daai kerk. Hoekom? Nie vir die pastoor nie, maar vir die gees van God wat deur hom opereer. Waar is dit vandag? Vandag kom die pastore by die kerk en chit-chat met die mense. Waar pas ons in? Het dit die tyd geword dat ek my hand in my eie boesem insteek en vra, Here, waar het ek die pad tuister geraak? Kom ons kry weer die vrees van God in ons lewe. Want dis die beginsel van wysheid, volgens Spreuke. So om die vrees van God, en dit beteken, as ek nou Sondag weet ek. My vrou sê nou die dag, die mense wat so maklik praat, en ek gaan nou nie name noem en wie hulle, wat hulle doen nie. As hulle in die Ou Testament gelewe, het hulle gesterwe. Nou lewe ons nie in die Ou Testament nie. Nou dink ek is okay met my sonde en ongeregtigheid. Weet jy wat? Jy's nog steeds gesterwe. Jy's geestelik dood. Die gees van God lewe nie in die man en vrou wat met die sonde en ongeregtigheid van hierdie wêreld aangaan nie. Want God is 'n jaloerse God. Hy soek alles of niks. Geklassifiseer aan die hand van die woord van die Here. Bewys my enigstens iets anders in die Bybel. As wat jy sê is reg. As jy my nie kan bewys in die skrif nie, kom ons bekeer ons voor God. En ons vra vir hom, wees ons sondaars genade. Tot sover uit sy woord. Kom ons staan. Gaan ek my vrou vra vir ons die dienste vandag. Amen. Here, dit was 'n voorreg vanmôre om saam te kon wees, Here. Ek wil bid en vra dat U met elkeen sal wees, waar ons jy uit mekaar uitgaan, Here, Ja, dat ons halleluja. sal hou. Here, verdaag ons, Here, en wanneer ons weer by mekaar kom, dat ons U naam sal kom In the groot. name of Jesus. Here, sal getuig wat U vir ons gedoen het, Ja, Here. ons prys U. Dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here. Ons het 'n stuk brood ontvang vanmôre, Ja, Here, waarin halleluja. ons kan eet en versadig word. Here, en ons prys U daarvoor vanmôre in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.